Here, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor U, my rots, my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan U geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, sy Seun, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek gaan U nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak. Ons skriflesing vind ons in Josua hoofstuk 1. As U die geskiedenis van hierdie gedeelte gaan lees, is dit nogals baie interessant om vir Israel te volg en dit waarmee hulle besig was. Jy weet, hulle is verlos uit Egipte. Dit moes hulle 'n paar weke gevat het om tot in die beloofde land te kom, dit wat God vir hulle in gedagte gehad het, dit wat hy in Genesis 12, toe hy vir Abraham sy roeping kom gee het. Hulle moes deur die woestyn 'n week gevat het om daar te kom. Dit vat hulle 40 jaar, omdat hulle nie luister nie, omdat hulle die heeltyd teenstrydig wil wees, omdat hulle die heeltyd hulle koppe wil volg, en nou staan hulle letterlik op die voorpunt om die beloofde land in te gaan na 40 jaar, wat hulle in die woestyn was. Nou lees ons in Josua hoofstuk 1, en na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê: My knegt Moses is dood. Maak jy dan nou klaar. Trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle wys, aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Van die woestyn en hierdie Libanon af, tot by die groot rivier, die Eufraat-rivier, die hele land van die Hetiete en tot by die groot see in die weste sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en vol moed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en vol moed, om nougesed te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk nie daarvan nie regs nie of nie links nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Net tot sover. Die kosbare woord van die Here vir die manne vir wie dit moontlik is. Ek nooi julle, staan saam met my en ons soek die Here ook in gebed. Dierbare Here, baie dankie vir U goedheid en U guns. Dankie Here dat ons vanmôre kan saam wees, as kinders van U sorg, as gemeente, Here, om die tyd uit te koop, om net weer te kan hoor en te kan sien, Here, want is op U hart. Here, waarmee is U besig? Here, ons erken dat ons het nie hierdie jaar geëindig, soos wat ons gedink het ons gaan begin nie. En met dit saam het ons ook hierdie erkentenis dat niks van dit is in ons eie krag nie. Dis bloot genade dat ons vandag hier kan staan. Genade, Here, dat U ons harte nog laat klop. Genade, Here, omdat daar nog suurstof deur ons longe vloei. Ons erken dit. En nou, Here, kom staan ons as gemeente, as feilbare mens, stofferige mens, kom staan ons voor die God van die Allerhoogste. Ons kom buig by die koning van die konings. Want Here, in hierdie tyd het ons U stem nodig.
In hierdie tyd, Here, het ons U leiding nodig. Waar ons hierdie jaar nou wil afsluit, Here, is dit van kardinale belang dat ons hom ook reg begin. Sal U ons as gemeente kom lei. Soos die opperherder sal U stem die ore van die skape aanroer, dat hulle in beweging kom agter die beeld van die Here Jesus. Here Jesus, waar ook al ons beweeg, dit wat ons doen, dit wat ons sê, Here Jesus, mag dit wees tot eer en verheerliking van U naam alleen. Dankie Here dat ons kan kom sit by U voete. Here, ons is reg om te hoor. Ons is reg om dit wat U vir ons wil sê in te neem. Here, mag U wil in hierdie oggend ook so bereik word. Dankie Here vir U goedheid. Dankie Here dat ons dit kan bid in diepe afhanklikheid, met groot dankbaarheid in ons harte. In die naam van die Here Jesus Christus alleen. Amen. Ek het nie 'n teks van oordenking nie. Die teks van oordenking wat ons vanmôre vind is die hele gedeelte. Ek kan nie een vers uitsonder nie. Maar in en deur dit wil ons graag met u praat onder die tema 'n goeie uitgangsstrategie vir 2025. So 'n paar jaar terug, baie jare terug, as ek 'n jong seun, ons het in ons Londen gebly. Ons Londen is vir my baie soos Potch, klein genoeg, groot genoeg, net mooi in die middel. En ons het familie, ons hele familie bly eintlik in die Oosrand. En ons het iemand was siek geweest, ek kan nie eens onthou wie nie, en dit het toe nou gemaak dat ons Johannesburg toe moet ry. Ons het destyds, het dit nie goed gegaan in ons huis nie. Ons het vir die wat kan onthou, die ou Nissan Langleys, daai met die ligte wat so opgepop het. Ons het een van hulle gery. En ons kom kuier toe vir my ouma wat in Germiston bly, maar nou moet ons die pad maak Rodepoort toe waar die familie nou by mekaar kom, hoe ek al sê, en ons ry toe van Germiston af Rodepoort toe, geen probleem nie, kom daar kuier lekker met die familie, en ons ry toe terug van Rodepoort af Germiston toe, en 6,5 ure later kom ons by die huis. Ons is nie gewoond aan Johannesburg se hoofweë nie, en hierdie een is gekonnekteer aan daai kant, en daai een is gekonnekteer aan daai kant, en hierdie is gekonnekteer aan dit. Ons verdwaal 670 kilometer lank. My pa sê ons kon net sowel Bloemfontein toe gery het, pad huis toe. Jy sien, daar was nie 'n plan nie. Daar was nie 'n strategie nie. Daar was net absoluut niks nie. Dieselfde met Israel. Daar was nie 'n plan nie. En dus, ons het 'n uurrit gehad van Rodepoort af Germiston toe, maar dit vat ons 6,5 ure. Israel moes 'n week lank vertoef het in die woestyn, onder die sorg van die Here. Hy voed hulle, wolkkolom is daar, vuurkolom is daar, alles is daar wat hulle nodig het. Maar dit vat hulle 40 jaar. Geliefde, stel jou voor, jy ry laatdag op 'n lang pad. Die pad agter jou is donker, die pad voor jou is heeltemal onbekend, jy weet nie regtig waartoe jy ry nie. Jou brandstof is nie leeg nie, maar is ook nie vol nie. En daai tannie Google sê vir jou die hele tyd recalculating. Herbereken. Die Bybel beskryf sulke oomblikke. Hy sê in Prediker 3 vers 1, alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. En baie van ons leef vandag presies in so 'n tyd. 2025 lê agter ons. Dit is nie net 'n datum op die kalender nie, maar dit is 2025 is in essensie, is dit ook 'n ervaring waardeur ons gegaan het. Sommige dra die afgelope tyd met groot dankbaarheid. Baie van ons mense dra dit met moegheid in hulle harte. En daar is ook baie mense onder ons wat 2025 agterlaat met wonde. Wonde wat nog nie genees is nie. Die Psalmis gee vir ons 'n baie mooi voorbeeld van so 'n lewe. Hy sê, want my lewe kwyn weg van kommer en my jare van gesig. My krag struikel deur my ongeregtigheid en my gebeente teer uit. Jy sien, in en deur dit alles, wanneer ons so kan voel,
wanneer ons hierdie emosies en dingetjies saam met ons dra, dan sê die kalender vir ons gaan aan. Die kalender sê ek gaan nie vir jou stop nie. Of jy nou met hierdie goed gehandel het of nie, of dit vrede in jou hart is of nie, ek gaan nie stop nie. Die kalender gaan aan. En baie keer voel ons dat die kalender gaan aan, maar ons harte is nog hier, ons harte is nog nie daar nie. Jy sien, wanneer ons kyk na die gedeelte wat ons vanmôre gelees het, dan sien ons dat Josua 1 begin nie met 'n triomf nie. Dit begin met rou. Die hele vooruitsig van die volk en die opdrag wat Josua nou kry, begin met rou. Kyk wat sê vers 1. Vers 1 sê, na die dood van Moses, die knegt van die Here. Moses was nie net 'n leier nie. Moses was die sigbare teken en leiding van God self. Dit was Moses wat met die Here gepraat het en die Here het vir hom gesê, split die Rooi See. Dit was Moses wat na die ondankbaarheid van hulle harte, toe hulle by die waters van Mara gekom het, die stok in die water gegooi het en die Here het die water verander. Dit was Moses wat die volk gelei het met die vuurkolom in die nag en die wolkkolom in die dag. Teken van God se leiding. En nou moes Israel leer dit wat die Here voorheen vir Moses gesê het, alhoewel Moses dit so deur die volk wou deurdra en hulle daarin wou lei, vind ons, en dit is die Here wat voor jou uittrek, hy sal met jou wees, hy sal jou nie begewe of verlaat nie, jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Jy sien, die volk staan hier op die punt van die oorgang tot dit wat God beloof het. Hulle staan op die punt van die oorgang tot die beloofde land, die land van melk en honing, maar agter hulle, net hier agter hulle, is 'n lewe van mislukkings. In Deuteronomium 8 vers 2 lees ons, en jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging. Verootmoediging beteken wanneer ek weer tot inkeer kom. En beproewing om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Terwyl ons hierdie pad loop, kan ons ook dink, geliefdes, aan die mislukkings. Ons kan. En nou net soos met ons, was die volk op 'n plek waar hulle heeltemal onvoorbereid was op die toekoms. Josua 3 vers 4, maar laat daar 'n afstand van omtrent 2000 el tussen julle en hom wees. Kom nie naby hom nie, sodat julle die pad kan weet waarlangs julle moet trek, want eergister het julle nie met hierdie pad getrek nie. Die volk was nog nooit daar nie, hulle weet nie wat daar wag nie, hulle weet nie wat kom nie. Sien, Israel staan nou op 'n plek waar hulle geloof getoets word. Sien, nie eintlik in die verlede se herinneringe nie, maar in die teenwoordige tyd se gehoorsaamheid. Die skrif waarsku ons, geliefdes, van onvoltooide laste. Die skrif waarsku ons. Hebreërs 12 vers 1 sê dit so mooi. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Jy sien, wanneer 'n jaar nie reg verlaat word nie, word 'n las saamgedra in die jaar wat kom. Onverwerkte pyn, geliefdes, bring bitterheid. Vers 15 van Hebreërs 12 sê, en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwelk en baie hierdeur besoedel word nie. Onverwerkte pyn wat ons baie keer nie laat gaan nie. Nie vir die Here gee nie, maar saamdra jaar na jaar. Jaar na jaar is dit 'n struikeling. Geliefdes, onbelyde sonde. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Jy sien, God se genade is sigbaar in elke een van die oorgangsfases wat die volk deurgegaan het, wat 'n mens deurgaan.
Selfs Dawid het dit erken. Hy sê die Here is naby die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat versla is van gees. Hy genees, nie ek nie, nie 'n mens nie, nie my woorde nie, hy genees. Jy sien daar op die grenslyn tussen die woestyn en Kanaan het God op die grenslyn gestaan en hy het die volk rigting gegee. Hy het nie aan die ander kant vir hulle gewag en vir hulle gesê hoor hierso kom hierso nie. Hy ontmoet hulle daar waar hulle op pad is om die grenslyn oor te steek. Dan sê die Here vir hulle in vers 5, niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Jy sien, baie van ons het 'n krisis in die sin dat ons dink dat ons moet eers alles regmaak voordat ek na God toe gaan. Alles moet eers perfek wees. Alles moet op die regte tyd reg wees. Maar is nie so nie. Die Here staan op die grens en hy kyk na die verlede, wys vir jou die toekoms en hy sê kom. Hier is die leiding wat jy wil hê. Hier is dit. En geliefdes, vir ons om dit ten volle te verstaan, wil ek graag vat deur 4 gedagtes. 4 gedagtes wat ek wil graag hê. As die Here dit op die hart druk, maak erns met hierdie 4 gedagtes. Vat hierdie 4 gedagtes in jou binnekamer in en maak seker dat 2026 voldoen aan hierdie standaard. Dis nie my standaarde nie, is God se standaard. Geliefdes, wanneer ons die jaar reg begin, gaan ons groot dinge doen. Maar dit begin altyd by die begin. Die eerste ding wat ek voor die aandag wil bring is moenie die verlede vashou nie. Moenie. Die Here sê my knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan. Erken dit. Erken dit eerlik, die verlede. En los dit. God se eerste woorde aan Josua is opvallend. Dis radikaal eerlik. Hy begin nie met 'n plan nie. Hy begin met 'n feit. Die feit is Moses, God se knegt, is dood. Geliefde man, instrumenteel in die werk van die Here, maar Moses se tyd is verby. Heeltemal verby. Hy sê nie vir hom om dit te vergeet nie. Maar die Here wil nie hê dat Josua vasgevang word in die verlede nie. Ek het myself nou die dag doodgelag vir 'n ou op een of ander video wat ek gesê het waar hy die jong manne uitgedaag het en gesê het, nie jong, die ouer jong manne uitgedaag het en gesê het, hoor hierso, los die verlede in die verlede. Niemand gee om dat jy 20 jaar terug 'n six-pack gehad het nie. Niemand gee om oor jou groot muscles en die mooi rugby spel wat jy gehaal het op skool nie. Niemand gee om oor nie. Hou op brag oor dit wat jy in die toekoms doen. As jy nog steeds daai six-pack het, well done. Dis dissipline. Dis trots op jou. As jy nog steeds dan 'n goeie man is 20 jaar later, well done. Dis trots op jou. Maar jy sien, vir Israel was dit 'n baie komplekse plek. Want Egipte, alhoewel dit 'n plek was van slawerny, was dit ook hulle plek gewees van voorsienings. Die woestyn wat hulle nou moet agterlaat was moeilik, maar tog was dit vir hulle bekend, terwyl hulle nou in 'n onbekende land ingaan. Moses was die groot leier, maar hy was ook deel van 'n seisoen wat uiteindelik moes eindig. En nou kom die Here en hy wys vir ons hierin dat jy kan nie die volgende seisoen betree terwyl jy leef asof die vorige een nog aan die gang is nie. Ons kan nie 2 dinge terselfdertyd doen nie. En dis waar die gevaar lê vir elke kind van God. Om te dink, om eerlik oor die verlede te dink, beteken dat ek myself daarin gaan beleef. Maar Bybelse eerlikheid beteken om dit voor God te bring en dit daar te los. Alles, elke liewe aspek daarvan. Wat ook al gebeur het, daai tannie wat my sleg gesê het en spaar nou die dag, los dit. Volgende week gaan ek alweer in spaar kry, dan groet ek al vriende. Hallo. Los die verlede.
Los dit. Die Here sê in Jesaja 43, dink nie aan die vorige dinge nie. Slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei. Julle sal julle dit nie merk nie. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Dit beteken glad en al nie, geliefdes, dat die verlede onbelangrik is nie. Dis nie wat ons in hierdie oggend wil sê nie. Maar dit kan nie jou identiteit in die toekoms kom belemmer tot groei nie. Dit kan nie. Paulus het dit vir my so mooi gesê in Filippense, sê hy, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. En dit is waar die strategie inkom. Ons het nie 'n strategie gehad nie. 6,5 ure het ons verdwaal. Die volk het nie 'n strategie gehad nie. 40 jaar lank het hulle verdwaal. Hoekom? Want hulle het nie vooruitgestrek na die doel om die prys te verkry. Want die verlede hou my nog vas. Die verlede vertel vir my 'n leuen van wie ek eintlik nie is nie. En die skrif waarsku ons. Maar die skrif gee ons ook 'n plek om heen te gaan. Hy sê in Psalm 147, hy genees die wat gebroken is van hart en hy verbind hulle wonde. Geliefdes, dit wat nie genees word nie, word oorgedra. En ons kan dit nie doen nie. Vir baie mense was 2025 'n jaar van teleurstellings. Vir baie mense is 2025 'n jaar waar gebede nie beantwoord was nie. Besluite wat ons anders sou kon gemaak het tot dalk 'n beter uitkoms. 2025 is dalk 'n jaar van sondes waarvoor ons skaam is. Ons kan nie 2026 binne gaan met 2025 se onbeleide, onverwerkte, onafgesluite dingetjies van dit wat hierdie jaar gebeur het nie. Dit is nie gesond nie. Dit is nie. Maar die Here kom vandag en hy sê, dit is verby, maak jou klaar. Maak jou klaar. Hy sê dit nie koud nie, hy sê dit nie hard nie, hy sê dit genadig. 'n Gesonde uitgangsstrategie begin met 'n eerlike erkenning voor die Here van dit wat gebeur het, dit wat ek daar uitgeleer het en die doel wat ek nou wil bereik. Erken dit wat dit was sonder enige verskonings. Bely dit wat verkeerd was sonder enige verontskuldigings. Dank die Here vir die genade sonder enige selfverheffing. Laat los alles wat daar hoort en los dit daar. Soos Prediker sê, daar is 'n tyd om te soek, 'n tyd om verlore te gaan, 'n tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi. Geliefdes, as baie keer dingetjies wat ons net moet weggooi. Los dit. Dis okay. Hulle wat die verlede nie reg los nie, sal die toekoms heeltemal verkeerd binne gaan. As jy voorbeelde wil hê, dan kan ek hier na 'n hele paar mense toe gaan wat nog vasklou in die verlede en wie se toekoms. En baie mense kom dit te laat agter. Die Here los nie net vir Israel afgeslote en net daar op hulle eie nie. Hy gee vir hulle iets om vas te hou. Want seisoene eindig, jare eindig, maande eindig, dit waardeur ek gaan, dit eindig. Maar as ons net kan besef in die tweede gedagte dat God se beloftes bly staan, altyd. Die Here sê in vers 3, elke plek waar julle voetsel op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Jy sien, ons stap nie vorentoe met dit wat ons sien nie. Ons stap vorentoe op grond van dit wat God gesê het. Daar is 'n verskil. Jy sien, nadat die Here vir Israel gehelp het om die verlede te los, sê hy vir hulle iets baie belangrik. Hy anker nie hulle toekoms in nuwe idees nie, maar hy bring eintlik ou beloftes na vore. Let op wat die Here doen.
Hy wys nie vir Joshua kaart nie, jy gaan van hier tot daar ry nie, dis glad en al nie wat hy doen nie. Hy gee nie vir hom 'n tydlyn om te sê julle gaan vandag ry, môre is julle daar nie. Hy beskryf nie elke struikelblok soos die mure van Jerigo en Ai wat hulle daar binne gaan ontmoet nie. Hy herinner hulle aan dit wat hy reeds beloof het. Dis nie 'n nuwe woord nie. Die Here het dit vir Moses gesê en net so gee hy dit so oor. Maar nou is Moses dood. Maar die belofte wat God deur Moses gegee het, daai belofte leef voort. Jy sien, God se werk was nog nooit afhanklik gewees van een persoon nie. Sy beloftes, God se beloftes, rus nie op ons gehoorsaamheid nie, dit rus op sy karakter. Numeri 23 vers 19 bevestig, God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. En hier lê iets krities vir ons uitgangsstrategie vanaf 2025 na 2026. Want as jou hoop, geliefdes, gebou is op mense, as jou hoop en jou geloof gebou is op strukture of omstandighede, gaan elke liewe seisoen wat oor jou lewe kom, jou pad skud, die bootjie so heeltemal deurmekaar. Maar as jou hoop gebou is op God se woord, op sy beloftes, dan sal jy vorentoe kan beweeg. Selfs wanneer die storms ons die hardste tref. Die Here bevestig dit reg deur sy skrif. Hy sê in Psalm 145, die Here is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke. Jesaja 40 vers 8, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand tot in ewigheid. Paulus het dit persoonlik in sy lewe aangetrek en hy sê in 2 Korintiërs sê vir die gemeente, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en amen, ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Sien, Israel moes leer, hulle gaan nie die land nou in omdat hulle sterk is nie, hulle gaan die land in omdat God getrou is. En vir baie kinders van die Here het 2025 groot onsekerheid gebring. Dalk finansiële druk, gesondheidsvrae, spanning in gesinne, geestelike moegheid. Die lys gaan aan en aan en aan en aan. En dit kan ons baie keer laat wonder, kan ek regtig met hoop vorentoe kyk? Kan ek? Maar nou kom die Here en hy sê, kyk nie na jou vermoë nie, maar kyk na my woord. Ons begin 2026 nie met nuwe voornemens wat dalk 'n maand of 3 gaan hou nie. Wat ons doen nie. Ons begin met beloftes, geliefdes. Ons begin met beloftes soos Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ons trek die belofte aan van 2 Korintiërs 12 vers 9 en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Ons leef in die belofte van Filippense 1 vers 6. Hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. 'n Gesonde uitgangsstrategie beteken dat ek my hoop heranker in God se woord. Nie wat sê die ekonomie nie, nie wat sê mense, wat sê my emosies, wat sê TikTok, wat sê Facebook, wat sê my skoonma met al haar idees nie. Wat sê God se woord? Eenvoudig. Wat het God gesê? Moet jy sien, wanneer jy sy beloftes onthou, dan word vrees vir dit wat kom kleiner. Gehoorsaamheid aan die Here word makliker. En die toekoms is verseker. Nie soos verseker vir ongelukke nie, daai maatskappy nie. Dit is verseker binne God. Soos wat die psalmis hy het bely. Hy sê, U is my skuilplek
en my skuld op die woord wag. Maar nou in en deur dit besef ek ook dat beloftes alleen gaan ons nie laat beweeg nie. Jy sien, selfs met God se woord in jou hand, bly daar 'n stap van geloof nodig. En met dit saam kom die Here, en hier is nou 'n lang punt, ek kon hom nie kleiner formuleer nie, en dit is om te besef dat moed is nie die afwesigheid van vrees nie, maar gehoorsaamheid ondanks vrees. Daar's 'n mooi prentjie wat ons hierin moet raak sien en moet snap. Dis sê die Here vir Josua, wees sterk en vol moed. Jy sien, die Here kom nie hier by Josua en meet hom gou in 'n lysie nie. Hy het nie daar gekom en sy perfeksie gemeet, is hy reg, is hy regverdig, is hy perfek, is hy die leier nie. Maar hy kom stel dit in Josua se gesindheid om te beweeg, sy vertroue om te beweeg. Een van die mees opvallende dinge in Josua 1 is hoe gereeld die Here hierdie opdrag herhaal. In vers 7 sê hy, wees net baie sterk en vol moed. Vers 9 kom die Here en hy vra vir hom, het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en vol moed. 3 keer. Nie omdat Josua hardhorend was nie, maar omdat God geweet het wat in Josua se hart aangaan. Josua was nie 'n onervare man nie, maar hy was net die appie gewees. Hy was net Moses se appie gewees. Hy het daar gestaan en gesien of gehoor hoe dat Moses al hierdie wonderlike dinge gedoen het, en nou staan hy in daai posisie. Hy staan daar binne. En nou is hy bang. Josua is bang. Hoekom? Hy moet nou al hierdie mense lei. Hierdie jong seun moet vir grootoom sê, hoor hierse oom, moenie daar staan nie, gaan staan daar. Tannie, asseblief, moenie hierdie tent hier opslaan nie. Dis te naby aan daai tannie, hy het nie like nie, gaan slaan daai kant op. Dit was sy rol, die hele volk te lei. Hy moet dit self doen. En boonop dit kyk hy na die Jordaan en hy besef die verantwoordelikhede wat op hom rus. En nou kom die Here nie en hy berisp hom in sy vrees nie. Die Here kom daar in sy vrees en hy gee net vir hom rigting. Eenvoudig. God sê nie vir Josua, hoor hierso, voel sterk nie. Hy sê nie vir hom, wees versekerd van jouself nie. Die Here sê, hou vas aan my woord en beweeg. Die skrif bevestig dit ook op 'n paar plekke. Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here en die kennis van die heilige is verstand. Ware moed begin nie by myself nie, maar in 'n onderwerping aan die Here. Lank voor Josua het Dawid bely, hy het gesê, al gaan ek in 'n dal van doodskare, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Let asseblief op dat die dal nie verdwyn het nie. Dawid erken dat hy gaan deur hierdie dal moet gaan, hy gaan deur hierdie moeilike omstandighede gaan, hy gaan alles moet face wat hy daar gaan kry, hy weet nie wat hy daar gaan kry nie, maar hy sê, ek gee nie om nie, want U is met my. U is met my. In die Nuwe Testament sien ons dit ook. God het nie aan ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Dit beteken glad en al nie dat ons gaan bang voel nie. Ons gaan bang voel. Dit beteken nie dat die vrees net ewe skielik verweg gaan nie. Maar geliefdes, vir baie mense vandag is 2026 so bietjie intimiderend. 2026 hou dalk vir ons in nuwe verantwoordelikhede. 2026 hou dalk vir ons 'n onseker toekoms in. Dit wys vir ons op die stryd wat nog nie klaar is nie, roepings wat dalk groter voel as ons krag. En nou kan ons in 'n versoeking kom, ek doen dit baie, om eers reg te voel. Dit is vir ons baie maklik om daar te gaan staan waar dit bekend is. Nie die onbekende in te gaan. En in tye soos dit is dit baie maklik om gehoorsaamheid uit te stel. Maar die Here sê vir Josua en vir ons, een spesifieke ding, my knegt Moses is dood, maak jou klaar, trek deur hierdie Jordaan. Geliefdes, ons gaan moet deurtrek. En moedige gehoorsaamheid beteken, ek doen wat God sê,
al bewe my broekies. Ek gaan doen dit wat die Here vir my sê, al maak dit nie vir my sin nie. Al verstaan ek dit nie in daai seisoen nie. Dit gaan 'n gesindheid wees waar ek sê ek vertrou op die woord van die Here meer as my eie emosies en hoe ek oor dinge voel. Dit beteken dat ek sit myself in rigting en ek stap. Al sien ek nie die pad nie en al verstaan ek dit nie. Dit wat Jakobus aan die kerk gesê het waar hy hulle vermaan het, word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Baie mense bedrieg hulle self. Net omdat hulle bang is om oor die Jordaan te gaan, hulle wil liewerste nog in die woestyn vertoef. 'n Gesonde uitgangsstrategie. Vra nie dat ek vreesloos die toekoms ingaan nie. Ek sê nie ons is Rambo met oop hande en ons hardloop. Wow, nee. Maar dat ek in gehoorsaamheid stap omdat ek weet God is langs my. Ek wag nie vir my vrees om eers te verdwyn nie. Ek plaas dit in God se hande. En die Here vra van ons beweeg saam met hom. En geliefdes, wanneer dit gebeur, dan groei geloof. Dan word vrees al hoe kleiner. Hoe meer dit in my lewe gebeur, hoe sigbaarder word God se krag. Dis wat Dawid gesê het, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? Gehoorsaamheid alleen is nie genoeg, geliefdes, as ons nie weet met wie ons die pad stap. En nou kom die grootste opdrag in vers 4, of in ons 4de gedagte. En dit is begin reg deur Christus in die middel te hou. Die Here sê in vers 5, niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Sien, die grootste sekerheid vir die toekoms is nie die pad nie, maar dit is uit en uit wie saamgaan. En God se laaste belofte aan Josua, weer eens, is nie 'n kaart nie, is nie 'n strategie nie, dis 'n waarborg van oorwinning. Dit is 'n teenwoordigheidsbelofte van die Here, ek is met jou. Die Here het vir Moses gesê, hy herhaal dit, soos ek met Moses was, sal ek met jou wees. Die belofte, ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Dit is die kern van alles wat daarna gaan volg. Jy sien, Israel se sekuriteit was nie hulle getalle nie, dis nie hulle ervaring nie, dis nie die gemoedstoestand waarin hulle self bevind nie, maar dit was uit en uit daarin gevind dat God self saamgaan in alle aspekte, in alle omstandighede. Die Here kom nie en hy beloof dat daar nie stryd gaan wees nie, want soos wat ek genoem het, hulle staan daar, hulle weet nog nie van Jerigo nie, hulle weet nie van Ai nie, hulle weet nie van al die gevegte wat nog voorlê nie, maar die Here beloof, ek sal met jou wees. Sal nie alleen wees nie. En hierdie belofte vind sy volle vervulling, nie hier by Josua nie, maar in Christus. Johannes 1 vers 14, die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en van waarheid. Matteus 28 vers 20, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Sien wat God hier aan Josua beloof, word in Christus vir ons gewaarborg. En 'n uitgangsstrategie is nie net om vorentoe te beweeg nie, maar om Christus die senterpunt te maak van hierdie reis waarin ek is en saam met hom te beweeg. Dis waar die kruks lê. Die skrif is baie duidelik. God se kinders leef nie buite beheer nie, maar God se kinders lewe baie keer buite gemeenskap. En met dit alles saam, weer eens, ons moet lewe in die beloftes. Wat sal ons van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Het ons so gesindheid in hierdie dag? Het ons so gesindheid, geliefdes, vir 2026? Psalm 145. En die Here is naby almal wat hom aanroep, almal
wat hom aanroep in die waarheid. Paulus het dit vir homself gevat en hy skryf in Kolossense sê aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. En dit beteken dat ek stap nie 2026 alleen in nie. Ek stap nie 2026 in en ek is hopeloos nie. Maar ek stap 2026 in die teenwoordigheid en met die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus hier langs my sy. Jy sien, ons wil te vinnig weet wat gaan gebeur. Ons wil te vinnig weet hoe gaan alles uitdraai. Ons wil eintlik in die begin al weet, gaan ek dit maak? En dan sit ons mos nou al daai sekuriteitsdingetjies in plek vir net in case ek dit nie kan nie. Maar God gee baie min die antwoorde vooruit, maar hy gee homself ten volle. Hoor jy wat ek sê? Ons ken nie die antwoord vorentoe, maar ons weet hy's hier. En as Christus nie in die middel van 2026 wees nie, geliefdes, dan sal sukses vir ons baie leeg wees. Teleurstelling gaan vir ons vernietig. Vrees gaan in ons lewens regeer. Maar as Christus die senterpunt is, kan jy dra dit wat andersins swaar sou gewees het. Jy kan hoop hê sonder enige waarborge. En jy kan altyd getrou wees sonder onmiddellike resultate. Paulus het bely. Hy sê, ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. 'n Ware uitgangsstrategie is nie om beheer te kry oor die toekoms nie, maar om Christus in die middel te hou te midde van alles wat vorentoe kom. Die Here wys my nie eers alles nie, maar hy loop die pad saam met my. Hy dra die las saam met my en dit, geliefdes, is genoeg. Die volk staan voor die Jordaan. En in en deur dit alles kom die Here en hy wys vir hulle, hoor hierso, die Jordaan is nie die einde nie. Die Jordaan is eintlik die begin. Israel moenie teruggaan na die woestyn toe nie. Hulle moes nie wag vir beter omstandighede nie, hulle moes oorgegaan het. Die Jordaan was nie die einde van die storie nie, maar die begin van 'n nuwe gehoorsaamheid op 'n hoër vlak. Met my en u vandag ook, 2025 is verby. Dit hoef nie vergeet te word nie. Maar 2025 mag my nie regeer in 2026. 2026 lê nog voor. Dit lê nie voor sonder uitdagings nie. Dit lê nie voor sonder enige onsekerheid nie. Maar dit lê ook nie voor sonder God nie. Hy's daar. Ons verlaat hierdie jaar, geliefdes, met 'n eerlike erkenning vir dit wat was. Maar 'n vaste vertroue op God se beloftes met moedige gehoorsaamheid en met Christus point blank in die middel. En daarom kan ons ook sê, ons hulle gesê het in Deuteronomium 31, en dit is die Here wat voor jou uittrek, hy sal met jou wees, hy sal jou nie begewe of verlaat nie, jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Dit, geliefdes, is 'n uitgangsstrategie vir 2025 wat gaan hou. Nie omdat ons sterk is nie, maar omdat God getrou is. En geliefdes, soos die nagmaal wil ek u elkeen uitdaag. Voor die nagmaal kondig ons af dat ons lewens kan regkry, wanneer ons die heilige sakrament gebruik. Maar ek wil u uitdaag soos met die nagmaal, dat voordat ons oorbeweeg na 1 Januarie, dat u waarlik met die Here sal praat en met die Here dinge sal uitredeneer daar in die binnekamer. Geliefdes, vertrou die Here om 2025 daar agter te los. Die hele verlede, elke liewe aspek, elke dingetjie wat ons afbring, elke dingetjie wat ons die heeltyd kom tuister, los dit daar. Begin 2026 op 'n nuwe vlak met die Here. Op 'n nuwe vlak in julle verhouding.
En dra hierdie dinge wat Joshua hulle moes beleef het. Dit wat hulle deurgegaan het, dit wat die Here vir hulle gesê het. Vat dit saam met 2026. En dan praat ons weer aan die einde van 2027. Mag die Here genade gee wanneer ons hierdie dinge ook so bedink. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons gedagtes het beweeg na 365 dae wat verby is. 365 geleenthede. 365 dae van genade. Omdat u woord, Here, getrou is. Omdat u woord, Here, vir ons kom wys. En deur dit, omdat u naby is. En omdat u ons deurdra. Maar nou, Here, is die kalender baie vinnig besig om uit te hardloop. Hierdie laaste stint tot die einde van hierdie jaar voel, Here, asof hy so vinnig verbygaan. Mag ons die tyd uitkoop om te leer vanuit 2025. Mag ons die tyd uitkoop, Here, om klaar te kry met die dinge wat nie meer daar mag wees nie. Mag ons genade kry, Here, om 2026 nuut in te beweeg. Met die verlede en te weet dat U is aan ons sy. Here, mag 2026 vir ons 'n tyd wees van geestelike herlewing, ook so onder U kinders. Veral, Here, wanneer ons na die omstandighede kyk en die wêreld waarin ons leef, weet ons ook, Here, dat dit gaan nie vir ewig so aanhou nie. Ons weet, Here, die tyd op God se horlosie is ook amper klaar. Ons weet, Here, die blaas van daardie laaste bassein is voor die deur. Ons weet dit. Ons kan dit sien, Here. Dra ons asseblief ook in hierdie laaste tyd, Here. Ons staan nou in die woestyn, ons wil oorgaan na nuwe hoogtes, na nuwe kenmerke, dieper geestelike vlakke, soos begeerte, Here. Sal U ons as gemeente asseblief ook so lei daarin. Vir elkeen persoonlik, Here, wanneer hulle daar in hulle binnekamer is, hulle self verneder, Here, U sê U sal ons verhoog daar buite. En ons hou vas aan daai belofte. Ons kom vra, Here, dat alleenlik U wil in ons lewens sal geskied. Here Jesus, vir U lieflike naam. Amen.